Goeiedag en welkom by ons Viewpoint of Standpunt reeks. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp wat elke boer en landbou onderneming en besigheid in Suid-Afrika raak. En dis die toekoms van boerdery, welvaartbeskerming en hoe om nalatenskap te beskerm vir die toekoms. Ons word vandag vergesel deur Gideon Robertse. Nou Gideon is 'n kommersiële prokureur, wye ervaring, belastingkundige wat rondom hierdie onderwerp spesialiseer en hy's lid van die Agri-Ex paneel van adviseurs. So welkom Gideon, ons bly jy kan vandag hier so wees. Môre Koos, baie dankie vir die geleentheid. Gideon, jy het onlangs 'n artikel geskryf rondom hierdie onderwerp wat baie insiggewend is. En daarin sê jy dat die toekoms van boerdery en welvaartbewaring in Suid-Afrika is onder toenemende druk. Wat het jou gemotiveer om hierdie artikel te skryf en hoekom dink jy dis nou so dringend? Ja, weet jy, ek dink baie keer is dit so dat mense dink dat die enigste risiko wat landbou in die landbousektor vandag betrokke is dalk weet goed wat baie bekend is. Soos oeste wat nie realiseer nie, of die weer of diefstal of wat ook al, maar ek dink daar's baie risiko's wat nie aangespreek word nie. Dit is juis hoekom ek die artikel geskryf het. Die risiko van om jou welvaart te beskerm word baie min aangespreek. En daar's nie 'n polis wat jy gou kan uitneem vir dit nie. Jy moet na strukture gaan kyk. En ek dink as enige entrepreneur wat 'n boer is, ook 'n entrepreneur, moet gaan sit en dink en vir homself vra, maar wat doen ek om my welvaart te beskerm? Nie net die bates sien, maar sy inkomste strome ook. Met ander woorde, die winste wat hy maak uit sy boerdery. Hoe beskerm ek dit? En dit is maar die rede vir daai artikel. Nee, dankie Gideon. En ja, die landbouomgewing is baie interessant en ons weet daar's baie besigheidsstrukture. Baie boere doen nog besigheid as 'n eenmansaak, as trust, daar's maatskappystrukture en almal dink dat dit hulle beskerm, maar in werklikheid is hulle blootgestel. Wat is die probleem rondom dit dat hierdie tradisionele strukture dalk nie optimaal werk nie? Ek dink daar's baie gedoen oor die jare vir boere in die sin van jy moet nie alles in jou naam hou en 'n groot boedel opbou nie, want soos almal weet gaan jy eendag boedelbelasting daarop betaal en moontlik nog kapitaalwinsbelasting ook. So baie het dan plase en bates geskuif na 'n trust toe. Maar na 'n klompie jare wat dit gedoen is die gevolgtrekking dat 'n trust is ook nie die regte struktuur nie, veral nie om in besigheid te bedryf of om sekere bates te hou nie. Die beter struktuur is 'n koöperatiewe struktuur, met ander woorde maatskappye. Die eenvoudige rede daarvoor is dat maatskappye is 'n aparte regspersoon. 'n Trust is nie 'n regspersoon nie. Hy kan net deelneem aan transaksies in besigheid via die trustees. En dis 'n goeie voertuig om nog steeds belange te hou in maatskappye. Maar dis omtrent al. Dis al funksie wat 'n trust eintlik moet vervul vandag. So jy sal vind dat baie boere se strukture is nog steeds daar wat plase in trust se name is. En die probleem daar is, as jy eendag die plaas wil verkoop, gaan jy teen die maksimum kapitaalwinsbelasting betaal. En baie keer gee hulle finansiële raadgewers vir hulle die advies, ja, maar weet ons versprei dit onder die begunstigdes, dan betaal jy die laagste koers. Maar wat hulle nie vir die kliënt sê nie, is dat elkeen van daai begunstigdes het dan 'n gevestigde reg op daai geld. So dit val dan terug in daai persoon se boedel. So as jy dit net op die boeke los en niks doen nie, dan het jy nou maar net daai begunstigdes se boedel weer vergroot. So ek dink die oplossings is baie keer kortsigtig in die sin dat daar word nie gedink oor maar wat gaan oor 10 of 20 of 30 jaar gebeur.
So ja, ek dink in meeste van die gevalle is die huidige strukture ontoereikend. En die vraag is, wat se doelwitte wil jy bereik? As jy jou boedel wil kleiner maak en jy wil jou welvaart beskerm. En dis eintlik die antwoord, en ek neem aan ons gaan nou daaroor gesels, is om dit te koppel aan buitelandse strukture, want dan kan jy rykdom in jou welvaart skuif na sekere jurisdiksies toe teen baie laer belastingskale. En dit gaan net in 'n koöperatiewe struktuur moet plaasvind. Jy kan dit nie in 'n trust los nie. So baie keer het jy nodig om bates te gaan skuif uit 'n trust uit. So Gideon, wat ek hoor is ou kyk na die regulatoriese omgewing, so belasting rondom strukture, trust maatskappye, daai goed het verander, so dis noodsaaklik vir boere om en vir enige besigheidseienaar om voortdurend te kyk eintlik wat is die optimale struktuur en hoe kan hy dit struktureer. Ja. Twee, jy het genoem van buitelandse entiteite, hoe 'n mens dit moontlik kan gebruik. Hoe verander dit die potensieel? Hoe verander dit die spelreëls vir iemand wat in daai omgewing sê, maar goed, kom ek kyk, ek is in 'n gegewe situasie, jy het 'n spesifieke oplossing rondom hoe 'n mens daai buitelandse entiteit eintlik kan gebruik om welvaart te beskerm vir 'n boer se plaaslike bates. Hoe werk dit? Al die eenvoudige beginsel is dat, onthou ek werk net met, en ek praat nou net oor die winste wat jy maak uit jou boerdery. Sê maar jy bedryf die boerdery nog steeds in 'n maatskappy se naam. Jy gaan nog steeds jou normale maatskappybelasting betaal. Daar's niks wat jy daaromtrent kan doen behalwe dat jy ouditeer vir jou soveel as moontlik uitgawes eis. Maar dit is ook nie 'n goeie ding meer om net om uitgawes te eis dan geld in 'n nuwe stroper te begin belê nie, want dit is 'n bate wat eintlik in waardevermindering die volgende dag. Daar's beter beleggings om te doen, en die eenvoudige beginsel daar is om jou rande te vat na 'n jurisdiksie toe waar jy dit in dollars en in euros en 'n baie sterker valuta kan gaan belê en redelike goeie opbrengste. En dit is 'n beskerming van die rand. Want onthou, die rand se waarde, sê hulle, het van 1994 tot nou omtrent 90% van sy waarde verloor. En dis in 'n kwessie van 30 jaar. En baie van hierdie beplanning wat ons doen vir boere, moet jy omtrent 20, 30 jaar vooruit dink. So na 30 jaar van nou af, dan is dit dalk nog slegter. So as jy jou strukture los soos dit nou is, gaan dit niks aan jou posisie verander nie, maar die beginsel is, kry van jou welvaart in die buitelandse strukture in, sodat jy dit teen beter koerse en belastingkoerse obviously kan belê, en tweedens in 'n beter of 'n sterker valuta. En dan terselfdertyd is jou tweede doelwit om met tyd, dit gebeur nie onmiddellik nie, dit jy tyd daarvoor nodig, wil jy die waarde van bates wat in jou persoonlike boedel geval het, wil jy skuif na 'n koöperatiewe struktuur toe wat later gekoppel is aan 'n buitelandse struktuur. En dis die twee hoofdoelwitte wat mens hier wil bereik. Dan kan dit help met 'n ons praat 'n familiebesigheid. Wat belangrik is, ou wil die bates wat opgebou word binne daai besigheid beskerm oor geslagte heen. Kan hierdie struktuur help daarmee? Ja, verseker. Want wat jy doen is, as jy dit in 'n koöperatiewe struktuur geplaas het, kom ons sê dis aandele in 'n maatskappy, jy kan self fisiese plase in 'n eiendomsmaatskappy sit wat weer gekoppel is aan 'n buitelandse maatskappy. En daai buitelandse maatskappy word weer besit deur 'n buitelandse trust. So wat jy eintlik hier gedoen het is om dit in 'n strukture te sit wat ewigdurende opvolging het. Met ander woorde, as die boedel-eienaar, as ek hom so kan noem, of die boer te sterwe kom, dan gaan hierdie strukture aan. Dit gaan nie saam met hom te sterwe kom nie. Daai strukture gaan aan. So sy familie, sy kinders, sy mense wat hy nalaat, kan aangaan met dieselfde strukture. Selfs as jy fisiese kontant nou uitgevat het as winste en jy het dit in die buitelandse maatskappy belê, daai geld lê daar.
Dit het niks met sy boedel in Suid-Afrika te doen nie. Ek verduidelik altyd dit vir die kliënte sodat jy met jou en dit verskoon die Engels, die tax residency in Suid-Afrika jy moet daai band breek. Want dit werk so, as jy 'n tax resident in Suid-Afrika is, word jy op jou wêreldwye inkomste en bates word jy belas. So nou skuif jy dit met wettige strukture uit na 'n struktuur in die buiteland toe. En dit het niks meer met Suid-Afrika te doen nie. Jy het dit nou uitgeskuif na 'n buitelandse struktuur toe en jy hoef nie daai geld terug te bring, dit kan daar bly. Jy kan dit terugbring as jy wil, as jy dit nodig het op sekere maniere, en ons kan op 'n stadium daaroor gesels, maar die hele gedagte is om dit in hierdie struktuur in te bou wat 'n koöperatiewe struktuur is, en dit gaan aan. So jou familie se bate is so beskerm dat jy geslagte kan jy nou so aangaan en dit net so los soos dit daar is. Ja, uitstekend. Gideon, terwyl ons nou praat, so jy raak dan eintlik 'n buitelandse beleggers in Suid-Afrika. Wat se ander beskerming is daar dan? Ons praat van, jy weet, daar's 'n groot onsekerheid rondom grond en onteiening en die tipe van goed. Is daar enige addisionele beskerming rondom so 'n struktuur wat dit aanbetref? Ja, weet jy, ek noem dit altyd as 'n bonus. Dat as jy daai selfde struktuur wat ek nou genoem het, wat hoofsaaklike houermaatskappy in Suid-Afrika is, wat gekoppel is aan 'n sê maar 'n maatskappy in Mauritius of in Seychelles, en dan ook 'n buitelandse trust vir daai maatskappy se aandele besit. As jy so 'n struktuur het, dan as 'n bonus kan jy nou gaan en jy kan in die Suid-Afrikaanse struktuur, omdat die bate en die boerdery besigheid van mekaar geskei is. En jy moet dit altyd doen. Jy moet dit nooit in dieselfde entiteit hê nie. Dan kan jy langtermyn huurkontrakte op die plaasgrond gaan registreer teen die titelakte van daai grond. En daai waarde oor 'n langtydperk, sê maar 50 jaar, kan so groot waarde opbou dat dit eintlik die markwaarde van daai plaas vervang. En wat baie interessant is, die onteieningswet praat slegs van grondonteiening sonder vergoeding wat grond betref. Nou wat ons hier gedoen het dan met so langtermyn huurkontrak is dat dit het oorgegaan na kontraktuele regte toe. So dis nie meer grond nie. So die staat kan dit nie onteien teen 0 vergoeding nie. Hy moet dan vir jou die vergoeding betaal. En die tweede voordeel is as jy, en dan moet jy ongelukkig van net een land gebruik maak, en dis Mauritius. Daar is nog 'n wat hulle noem 'n bilaterale beleggingsooreenkoms tussen Suid-Afrika en Mauritius. Nou daai ooreenkoms sê dat jy kan nie 'n bate van 'n buitelandse belegger, want daai Mauritius maatskappy is mos nou 'n buitelandse belegger in Suid-Afrika. En al besit hy net die aandeel, hy hoef nie die plaas fisies te besit nie. Die aandeelhouding in 'n maatskappy wat die plaas besit is goed genoeg, dan is jy nog steeds 'n buitelandse belegger. Beteken dat die staat mag nie daai plaas onteien sonder vergoeding. Maar kom ons sê dit gebeur in elk geval. Dan kan jy 'n dispuut verklaar met die staat en dan moet jy vir internasionale arbitrasie gaan. En daar's net een plek waar jy die arbitrasie kan doen, en dit is by die Institute of Settlement of Investment Disputes, en dit is in Washington geleë. En baie ons gaan nou maar 'n bietjie smal daaroor as jy kyk na die verhouding tussen die VSA en Suid-Afrika. So ja, en dan kan jy 'n reward terugbring Suid-Afrika toe, soos 'n hofbevel. Dit kan jy 'n siviele vonnis maak in 'n Suid-Afrikaanse hof, en dan kan jy 'n laatsbrief eksekusie uitreik. Met ander woorde, as jy die regsproses volg, dan gaan jy jou vergoeding kry. Daar's nie dan 'n manier dat jy jou plaas gaan verloor sonder vergoeding nie. En dan net 'n laaste punt wat belangrik is, dink ek, en baie min mense praat daaroor. Ek dink die banke wat die boer gefinansier het 'n belang daarbey, want sy sekuriteit is juis daai plaas. Nou as jy vir die bank kan wys, ek het 'n struktuur wat gaan verseker dat ek gaan my vergoeding kry, dan gaan die bank mos baie gelukkiger en veiliger voel oor sy sekuriteit.
as we nie die struktuur geïmplementeer het. Nee, ja, baie interessant en baie vernuftig om dit so te doen. Gideon, net terug rondom ons, as ons praat rondom geld uitvat, jy praat winste. Ons weet individue is beperk tot 10 miljoen. Geld dit dan nog steeds in so 'n situasie ook vir maatskappystrukture? Nee, dit is juist hoekom hierdie koöperatiewe of maatskappystrukture baie beter werk as net om in jou eie naam geld uit te vat. In 'n koöperatiewe struktuur, as jy die aandelesertifikaat van die buitelandse maatskappy gelaat endosseer het by die Reserwebank, dan kan jy tot R1 biljoen uitvat per jaar. So jy is nie meer beperk tot net daai R10 miljoen per jaar. Ja, fantasties, ja. Gideon, in jou artikel verwys jy na 'n kort vraelys wat jy saamgestel het. Wat wys dit aan boere uit en hoe kan dit help om vir hulle half leiding te gee in terme van wat is die volgende stap? Nou kyk, ons wil maar net vinnig 'n agtergrond hê, veral as ons daai eerste gesprek met 'n boer het om sinvol dit te bespreek is, as ek weet min of meer hoe werk sy huidige struktuur. Met andere in watter entiteit of wie se naam word die boerdery besigheid gedoen. Waar lê sy plase? Lê dit in 'n trust, lê dit in sy eie naam, lê dit in 'n maatskappy alreeds? Dan kan ek baie maklik en baie vinnig vir die boer sê, maar hoorie so, jou strukture is nie te sleg beplan nie, maar kom ons verbeter dit. Deur daai huidige struktuur van jou te vat, dit bietjie te herstruktureer in Suid-Afrika. Partykeer moet jy redelik baie herstruktureer. En dan koppel ons dit aan 'n buitelandse struktuur. So ek het daai inligting maar net in die begin nodig, soos ek sê, om dan vir die boere 'n sinvolle idee te kan gee van wat kan gedoen word met sy huidige struktuur. Dis 'n relatiewe kort vraelys en 'n boer kan maklik sê of enige besigheidseienaar kan sê dit geld nie vir my nie, is ook nie my van toepassing nie. Maar daar's tog waarde in om die moeite te doen om te gaan kyk en gaan sê wat is die aspekte waarna ek moet dink. En as jy daai inligting het, dan kan jy die pad verder met hulle stap. Ja, korrek. Jy weet, ek dink as jy nie hierdie oefening gedoen het nie, dan gaan jy nooit weet wat ons in die begin oor gepraat het oor jou risiko van jou welvaart. Hoe beskerm jy dit? Jy moet hierdie oefening eers gaan doen en vasstel, en dit is wat ons vir die boer gee. Aan die einde van die dag is jou huidige strukture regtig in plek. Baie keer dink jy dis in plek, maar dis nie optimaal in plek nie. Want wette verander, die tye verander, en die wêreld verander. Dit word 'n globale tipe van speelveld hier. So baie boere voer byvoorbeeld uit. Ek het selfs kliënte in die wildbedryf wat op groot skaal net buitelandse mense inbring en in dollars betaal word. Dan is die vraag, moet jy nou heeltyd dit omskakel na rande toe? So daar's verskeie redes hoekom jy dit wil doen. So die boer gaan dit nooit weet, want niemand sê dit vir hom. En hierdie is 'n nuwe ding. Dis baie keer kom ons by mense uit wat nog nooit in hulle lewe gehoor het van hierdie tipe van strukture nie. So doen die oefening en laat ons 'n eerste gesprek met jou voer. Ons gaan jou nie daarvoor 'n rekening stuur nie. Ons doen daai eerste konsultasie gratis, sodat ons vir jou kan wys, maar hier's vir jou 'n klomp voordele en wat gaan die eindresultaat wees van so 'n herstrukturering en om dit te koppel aan 'n buitelandse struktuur. Want dit moet werk vir jou. Dit help nou nie, ons gaan doen al hierdie goed, want dit is 'n duur struktuur in die sin van die buitelandse strukture is nie altyd goedkoop nie. Maar jy sal sien, al is dit, klink dit in randterme 'n duur oefening, is daar soveel besparings wat jy kry, dat jou netto beskerming van welvaart, is jy in 'n baie beter posisie as wat jy die geld in Suid-Afrika gehou het. Ons het selfs, kan ons vir jou 'n Excel wys dat as jy jou geld in Suid-Afrika gehou het in die huidige strukture, in vergelyking met as jy dit afvat na 'n buitelandse struktuur toe, dan sal jy vind dat jy 'n gemiddelde koers op jou welvaart betaal het van so 33%, en as jy dit afgevat het, sê maar, na 'n buitelandse struktuur toe, was dit 8%.
Nou, mense hoef nie eers verder daaroor te debatteer oor daai groot voordeel. Ja, nee, ja, dis substansieel. Ja, Gideon, baie dankie vir jou tyd, die insigte wat jy gedeel het. Dis duidelik dat daar's baie uitdagings, maar daar's ook geleenthede om welvaart beter te beskerm, belastinglas te verminder en die toekoms van besighede en welvaart te verseker of beter te beskerm vir die toekoms. korrek. So Ja, aan die verseker. kykers, as jy wil weet hoe jou eie strukture werk, neem daai 2 minute, voltooi die vraelys. Ons gaan 'n skakel hier onder aan die videoslos plaas. Voltooi dit en dit mag dalk waarskynlik die waardevolste stap wees wat jy hierdie jaar neem met die oog op die toekoms. Gideon, baie dankie. Waardeer baie en ons sal weer gesels. Dankie. Baie dankie Koos.